Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u vanoggend, ook gaste wat vandag hier is. And I think a special word of welcome to Joe. I think you are sitting next to AJ. Am I right, Joe? You're very welcome. He's from America. He's a guest of AJ. It's a privilege to have you in our midst. Thank you. Terwyl ons welkom sê, herinner ons net vir alle besoekers wat hier mag wees. As jy meer oor die gemeente wil uitvind of net wil aanmeld, hier voor die kerkgebou is 'n boom. Nou die boom het 'n naam op. En die naam is Welkomboom. Maak gerus daar 'n draai. Jy sal daar ontvang word. Is baie welkom. En dan gaan Bram net vir Jan en Elaine verwelkom. Goed, goeiemôre broers en susters. Ek wil vinnig die geleentheid gebruik maak voor ek die verwelkoming doen. Om net te sê dat die Here roep bedienaars van sy woord om die woord en sakramente te bedien. En ons die wonderlike voorreg het Dominee Reinder vir 25 jaar lank as predikant van Gereformeerde Kerk Bellville Oos ook nie net die woord maar ook die sakramente kon bedien. En vanoggend dan ook die laaste keer as predikant van Gereformeerde Kerk Bellville Oos en Reinder opreg baie dankie. Ons sien die seën van die Here ook in jou lewe om hierdie gemeente so te kon bedien en ons is die Here dankbaar ook daarvoor. Dan wil ons graag vir Jan en Elaine verwelkom en voor ek vir hulle vra om op te staan, net so vinnig sê, weet dis die gedagte bly my elke keer opkom oor as iemand in jou gemeente inkom, waartoe kom hulle? Nee, is dit 'n see van mense waar hulle niemand ken nie of is dit 'n gemeenskap van gelowiges wat mekaar ken en mekaar wil ken en mekaar wil bedien in die geloof? En ons het 'n groep waar ons al die geloofsfamilie saamroepers het, waar ons vra, maar is daar mense wat weer kan inskakel? En daar's elke keer reaksie daarop sê maar u is nuwe lidmate en ons baie welkom, hulle kan graag by ons inskakel. En hierdie week weer gevra is daar 'n plek vir hulle waar hulle kan inskakel en twee van die geloofsfamilies het gesê is reg, hulle kan by ons inskakel. En so Jan en Elaine, ek wil vra dat julle eers opstaan, ek gaan julle in die gemeente bekendstel. Jan is 'n pensionaris en Elaine werk by We Buy Cars en as julle baie interessante stories wil hoor oor hoeveel karre per maand geskei word, dit is 'n fenominale mind-boggling hoeveelheid. Gesels gerus met hulle en baie welkom by ons in die gemeente. Hulle kom van Gereformeerde Kerk Wilroo Park af en Jan se van is buis en jy sal agterkom hy is so gereformeerd in daai lyne wat jy kan kry nê. So Jan en Elaine baie welkom en van die geloofsfamilies wat kontak gemaak het, sien julle nou. En ons ook naai tyd julle kom kontak maak oor hoe en waar julle kan verder inskakel in die gemeente en mag dit vir julle tot opbou van die geloof ook wees. Baie welkom. Baie dankie Bram. Ons gee vanoggend die blomme hier voor in die kerk, hierdie wat hier staan, wil ons graag gee vir George Wolfhard. Jy sal sien in die boodskap dat hy baie siek was hierdie week met virale breinvliesontsteking. Ons gee die blomme vir hom en die bede dat die Here ook daar volkome herstel sal gee. Dan sal jy in die boodskapper onder meelewing merk, ons moet steeds dink aan Mariet Oukamp. Sy sê vir my, sy gaan waarskynlik nog 'n week langer in die hospitaal moet wees. Ons dink aan Roland de Haan wat ook prosedure ondergaan het. En dan wil ek graag hier byvoeg, kom ons dink aan Madeleine en Divan Venter. Nou Madeleine se pa en ma is ernstig siek en hulle het gedink haar ma sou eerste sterf, maar in werklikheid gisteroggend het haar pa eerste gesterf en haar ma is ook sterwend. Nou hulle is by hulle ouers daar in Lambertsbaai. Kom ons bid vir hulle ook in hierdie tyd. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 138, ons sing daarvan vers 1, 3 en 4.
Kom ons doen nou saam belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
As deel van ons verootmoediging vanoggend, broeders en susters, gaan ons kyk na die inleidende gedeelte van die nagmaalsformulier, wat handel oor die instelling van die nagmaal, maar ook oor die ondersoek wat ons elkeen moet doen. En daarom, ek het dit ongelukkig vergeet met die afkondigings, ook net hierdie afkondiging dat ons nagmaal gaan vier in die banke, maar ook aan tafel vanoggend. Vanaand is dit bietjie anderster. Die ouderlinge gaan by die bediening van die nagmaal eers die wyn uitdeel, daarna die brood en daarna vier ons almal saam hierdie wonderlike sakramenten. Besoekers wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te vier, is baie welkom. Nie dalk vanoggend 'n besoeker hier is. Dalk hier is vanoggend, is jy ook welkom om nagmaal te vier. Indien jy onvoorwaardelik vir Jesus Christus as jou verlosser, as jou koning bely en bidend navolg deur die krag van die Heilige Gees. As jy die gereformeerde godsdiens bely en beoefen, as jy met vrymoedigheid die nagmaal in jou eie gemeente kan gebruik en nie onder kerklike tug staan nie. Kom ons begin ons verootmoediging deur te luister na die instelling van die nagmaal en dan ook die oproep wat daarin tot ons elkeen kom. Kom ons luister na die woorde van ons Here Jesus toe hy die heilige nagmaal ingestel het en Paulus verwoord dit vir ons. Ek het hierdie woorde van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgegee het of deurgegee het. Die Here het in die nag waarin hy verraai is brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit in stukke gebreek en gesê, neem eet. Hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word. Eet saam om julle aan my dood te herinner. Net so ook het hy die beker na die ete geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat gesluit is op grond van my bloed. En elke keer as julle uit hierdie beker drink, doen dit om julle opnuut aan my dood te herinner. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, getuig julle van die dood van die Here totdat hy weer kom. Wie egter op onvanpaste wyse van hierdie brood eet of van die inhoud van die beker van die Here drink, sal aandadig wees aan die skuld dat die liggaam van die Here gedood en sy bloed verspil is. Elkeen moet homself en sy gesindheid egter ondersoek en met hierdie ingesteldheid van die brood eet en die inhoud van die beker drink. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur werklik vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf deeglik ondersoek om ook in die nagmaal opnuut die groot, magtige offer van ons Here Jesus te gedenk vir ons sonde. Die ware selfondersoek veronderstel die volgende 3 sake. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat oor ons uitgespreek is. Hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Maar dan moet ons God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is alleen op grond van die versoening wat Christus bewerkstellig het. Ons moet dit glo in ons hele hart. Ook moet ons onwrikbaar glo dat Christus volledig vir ons sondes betaal het en dat vergifnis ons dus toegereken en geskenk word. In die derde plek, ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, ongeveins voor hom te lewe en in ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste. Hulle wat so ingesteldheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel.
Maar hulle wat God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Ons gaan ons nou verootmoedig voor die Here. Hoe ons dit gaan doen, gebruik hiervoor vanoggend die woorde van lied 231. Die heel eerste vers gaan ek vir ons as 'n gebed voorlees. Ons gebed aan die Here, en dan direk daarna, dan antwoord ons self met vers 3 van lied 231. Kom ons bid nou saam. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder perk. Ons kom sing U naam ter ere. Ons bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, Here, dwing ons ook vanoggend op ons knieë neer. Ons kom pleit om U genade. Heer, verlos ons van die kwade. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Hosea hoofstuk 11. Hosea hoofstuk 11, die opskrif van hierdie gedeelte is: My liefde brand te sterk. Ons kan sê dis woorde van die Here. Hosea 11. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al liefgehad. En ek het hom, my seun, uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra. Maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig, as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee, want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe moet teruggaan, of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Daarom
Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander sal die slawe juk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma, met jou maak soos Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu, en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Ons lees tot sover. Nou my liewe broeders en susters en kinders, hierdie hoofstuk wat ons sopas gelees het, word met reg deur baie mense beskryf as die hooglied van God se liefde. Ek dink dit is geweldig goed beskryf. Want ons hoor in hierdie hoofstuk die absolute verterende liefde van die Here vir sy kinders. Keer op keer. Kom ons werk 'n bietjie deur hierdie hooglied van God se liefde. Hosea is in hierdie hoofstuk besig om 'n bietjie terug te kyk in Israel se geskiedenis. En weet jy, soos elders in hierdie boek, hierdie profetiese boek, gebruik hy geweldig baie beelde om die verhouding tussen God en sy volk, sy kinders te beskryf. Dit is geweldig baie beelde wat hy daarvoor gebruik. Die heel eerste beeld wat hy gebruik is die van 'n vader-seun verhouding. God is vir Israel soos 'n vader en Israel is sy geliefde seun. Nou sê Hosea hier, God se geweldige liefde vir hierdie volk van hom, vir hierdie seun van hom, het hy vir hulle gewys toe hy hulle uit Egipte verlos het. Toe hulle verag was, toe hulle verworpe was daar in slawerny in Egipte. Was dit God wat hulle daaruit teruggeroep het? Was dit God wat met magtige dade hulle uit Egipte gaan verlos het? U ken daai geskiedenis baie goed. Israel het daar beleef, ja, die Here is ons God. Kyk, wat doen hy? God se liefde vir hierdie seun van hom het hulle wat eintlik op daai stadium niks was nie. Hulle gaan optel en hy het hulle
gaan behandel soos sy eie, sy kind, sy seun. Hoe het Israel hierop gereageer? Hoe het hulle gereageer op hierdie geweldige liefde van die Here? Het hulle gereageer met werklike, ware wederliefde vir die Here? Kyk na vers 2. Daar staan, maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer. Dit is asof die Here wil huil. En ons wil ook huil as ons dit hoor. Maar God se vaderliefde, my liewe broeders en susters, het nog meer gedoen. Hier staan dat die Here sy volk wonderlik versorg het as sy eiendom. Hier staan letterlik, die Here sê, ek en ek alleen het Israel leer loop. Soos wat 'n pa en 'n ma 'n jong kindjie wat pas begin loop, heeltyd dophou, keer dat daai kind nie val nie, regop hou. Die hele tyd na hierdie kind kyk. Daai kind by tye aan die hand vat en net vashou. Om te leer loop. So sê die Here, het hy met Israel gedoen. Hy het aan sy volk koers en rigting in die lewe gegee. Hy het hulle in sy arms gevat, hulle ondersteun, hulle versorg. As hulle moeg geword het die Here soos 'n vader hulle opgetel en het die Here vir hulle gedra in groot liefde. Weet jy, as Moses met die volk hieroor praat, dan sê hy in Deuteronomium 1, sê hy vir die volk, julle het in die woestyn ondervind, hoe die Here julle God, julle die hele pad waarlangs julle tot hier toe gekom het, gedra het, soos 'n man sy seun dra. Dis wat Moses daai tyd vir hulle gesê het. En Israel se reaksie, was daar dankbare gehoorsaamheid en liefde vir die Here? Nee. Ons hoor weer hier die woordjie maar. Maar Israel wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Hierna, broeders en susters, verander die beeld wat Hosea gebruik weer, 'n derde beeld. Dit verander na iemand wat baie goed is vir sy trekdier. Nou ons weet, wanneer 'n juk op 'n trekdier, as daai juk begin skaaf, en die dier begin swaar kry, wat doen die eienaar? Hy tel bietjie daai juk op, en hy help die dier. Ook met hierdie beeld, wil die Here vir sy volk sê, "Sjoe, julle liefgehad, julle gehelp." Hierdie beeld wil die Here sê,
Ek het vir my volk gesorg. Ek het hulle in liefde gelei. En Israel se reaksie? Weer die maar. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. En my broeders en susters, hoor jy die refrein wat in hierdie gedeelte na vore kom? Die liefde van die Here, maar die liefde van die Here en sy sorg, maar tot 3 keer toe. 3 keer die maar van Israel se ondankbaarheid, onbekeerlikheid. Luister dan wat kom na hierdie maar. Hier staan in die gedeelte, daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word. Jo, hierdie daarom, wanneer God se liefde vertrap word. God tug dan sy kind. Daaroor moet ons geen illusies hê nie. God het sy volk getugtig. Israel is deur ander volke oorwin. Israel is in ballingskap weggevoer na die vreemde toe. Hulle het bittere, lang jare daar deurgebring. In 'n vreemde land, in 'n vreemde omgewing. Hulle het baie trane gestort, hulle het baie gehuil en baie terug verlang na wat hulle eens gehad het. Hulle was daar omdat hulle die liefde en die sorg van die Here nie na waardig geag het nie. En nou, my liewe broeders en susters, was dit die einde van die Here se liefde vir sy volk? Nee en 1000 maal nee, en dit moet ons vanoggend hoor. Hoor weer, daar kom weer 'n maar hier in Hosea 11 na vore. Maar hierdie keer is dit nie die maar van Israel se ondankbaarheid en liefdeloosheid teenoor die Here nie. Maar dit word die maar van God se verterende liefde vir sy kinders. Luister. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Dit letterlik sê die Here hier, my hart is omgekeer in my. Dit is asof die Here in 'n innerlike worsteling is. Ons sien iets van wat dit die Here gekos het om sy volk te bly lief hê. En nie soos 'n mens te reageer. Sy volk in woede af te skryf nie. Ons hoor hier iets van die misterie van God se liefde vir sy kinders. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Kan jy sien, hier in Hosea 11 kom hier nou die deurbraak.
sodat sondaar mense genade kan ontvang. Weet jy wat God hier oor homself sê, het sy volle vervulling eintlik gevind in dit wat aan die kruis op Golgotha gebeur het. Die Vader kom en gee in liefde sy seun tot in die dood. Om ons sondes op hom te neem en daarvoor te betaal. Die seun dra ons sonde in die toorn van die Here daaroor tot in die dood. Sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie. Nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wanneer die Here nou, broeders en susters, in sy geweldige, verterende liefde vir sy volk, wanneer hy in sy verterende liefde vir mense roep, dan smeek God nie maar net mooi en mooi, dan paai hy nie, dan pamperlang hy nie. Maar ons lees hier, is die beeld wat Hosea gebruik, maar dan brul hy soos 'n leeu. Hy brul soos 'n leeu, want in sy liefde roep hy mense uit die duisternis tot die lewe. Die sonde en die dood is oorwin in Jesus Christus, God se seun wat hy gegee het. God brul, want hy het redding bewerk vir mense. Mense moet dit hoor. Mense moet daarvan kennis neem. God het verlossing bewerk. En hulle wat sy brul hoor en daarop reageer, wat doen hulle? Ons lees hier, hulle kom vol ontzag. Staan 2 keer hier. Dink ons sou dit letterlik kon vertaal, hulle sidder as hulle dit hoor. As hulle bereik, hulle kom met siddering na die Here toe. God se liefde, broeders en susters, is 'n liefde wat ek en jy net met die grootste ontzag kan ontvang. En jy weet mos waar dit vandaan kom. Dit kom uit sy diep vaderhart. Onverdiende liefde. Jy's vol ontzag, jy sidder. Jy weet wat dit gekos het om jou nie af te skryf nie, maar jou te verlos. Weet jy, die leeu brul vandag. Hy brul hard, want ook vandag is daar 'n nagmaalviering vir ons wat die Here gereed gemaak het. Dis die wonderlike fees van God se geweldige verterende liefde vir mense soos ons. En jy moet hom vanoggend hoor, jy moet hierdie leeu hoor brul. Jy moet maar weer bietjie daai prys gaan bereken wat hy vir jou lewe betaal het. Op net weer besef dat alles vir jou ontvang kom uit
hierdie geweldige, verterende liefde van die Here vir jou. En dan, broeders en susters, moet jy nie met God se liefde gaan speel nie. Ja, verwonder jou oor God se liefde. Vertel dit vir ander mense. Sing daarvan, verheerlik die Here daarvoor. Maar besef baie goed, dat God ook nou van jou eis, selfopofferende liefde, vir hom, en vir jou medemens. Weet jy oor ons lewe as nagmaalganger, moet daar, en ons moet die Here vra daarvoor, moet daar tog net nie getuig word, maar hy of sy het met God se liefde gaan speel nie. Die getuienis moet wees, hy het die leeu gehoor, God se liefde geproe in die nagmaal, het geluister, God se liefde het hom of haar verander. Die leeu het gebrul, broeders en susters, of die leeu brul vanoggend hier. Wat gaan die uitwerking daarvan op jou en my lewe wees? Wat gaan die uitwerking wees op dit wat ons gaan doen? En hoe ons dinge gaan doen? Amen. Kom ons sing lied 200, daarvan vers 1 en 2, en dan gaan ons daarna heerlik die nagmaal vier. Kom ons kyk nou, broeders en susters, na die betekenis van die nagmaal. Ek het die formulier geneem, ek probeer dit vir u kort, kernagtig, mooi opsom, verwoord oor die ryke betekenis van die nagmaal. In die heel eerste plek is nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Ons Here Jesus het by die instelling daarvan het hy gesê, gebruik dit tot my gedagtenis.
So as ons nagmaal gebruik, dan oordink ek, maar verkondig ons ook aan mekaar en teenoor die wêreld die ryke betekenis van Jesus Christus se dood. Die brood wat ek ontvang, die wyn wat ek ontvang, as ek dit sien, dit kom na my toe, dan roep dit by my daai hele lydingsweg van ons Here Jesus Christus op. Hoe hy sy lewe gegee het vir my. Hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Hoe hy die lydensbeker gedrink het en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dan besef ek, dis sodat ek nooit deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê ons Here Jesus, dit is my liggaam, dit is my bloed. So seker as vir elkeen hierdie brood voor sy oë gebreek word en hierdie beker aan hom gegee word, en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en aan sy opstanding. Dit mag jy vanoggend weet. Die nagmaal is in die derde plek, die viering van gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons wat dood was aan Christus. Maar dit verbind ons ook aan sy dood waardeur ons die lewe ontvang het. En dit help ons ook om vanoggend in gemeenskap te tree met die lewende Here Jesus Christus. Die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saamgebind. Paulus sê, omdat dit een brood is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Die nagmaal is in die vierde plek, kan ons sê, 'n verkondiging van ons heerlike toekoms wat wag. Deur die nagmaal kan ons sê, strek ons uit na die dag wanneer Jesus Christus in heerlikheid sal terugkom, om alles te volbring wat hy aan ons beloof het. Ons trek ons uit na daardie dag, wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, en God alles in almal sal wees. Vanoggend reik ons uit na daai bruilofsfees van die Lam. Christus en ons sy kerk ewig by mekaar. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Omdat Christus op so 'n feestelike manier die vrugte van sy lyding en sy sterwe aan ons uitdeel. Die vrugte van sy opstanding aan ons uitdeel. Die nagmaal mag ons nou die vreugde smaak van ook dit wat vir ons wag. By die bruilofsmaal van die Lam. Oorstelpte dankbaarheid, vreugde, gemeenskap, en dit deur Jesus Christus, ons Here. En daarom is die nagmaal in die laaste plek 'n fees van dankbaarheid. Terwyl ek die tekens brood en wyn gebruik, dank ek die Here uit die diepte van my hart
Dan gaan ek hier weg om met nuwe toewyding, met nuwe dankbaarheid die Here te gaan dien. Mag die Here vir ons seën as ons nou in gemeenskap met hom gaan tree. Terwyl die nagmaaltafel vir ons gereed gemaak word, broeders en susters, sing ons uit Psalm 23. Dis daai pragtige oorvloedspsalm, Psalm 23 vers 3 op bladsy 108 en dan op bladsy 109 die Kloeteberuiming, Psalm 23 vers 3. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Here, verseker ons dat u ons genadige Vader is, en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons nooi nou, broeders en susters, almal uit wat graag aan tafel wil aansit, om nou na vore te kom. Hier is heel wat plek vir u. Is baie welkom. Kom sit eers aan asseblief.
ouderlinge om eers die wyn uit te deel. U ontvang die wyn en by u of voor u is daar 'n plekkie wat u die kelkie kan sit. As u 'n kelkie gebruik, maak gerus gebruik daarvan. Dus die ouderlinge deel nou eers net die wyn uit. Het almal wyn gekry? Net doodseker maak, steek gerus die hand op as u nie gekry het nie. Maak gerus klaar, Jan. Ons vra nou vir ons ouderlinge om ook die brood uit te deel asseblief.
Het almal brood ontvang? Dit lyk so. Baie dankie aan ons ouderlinge. In die nagmaal, broeders en susters, en dis wat ons nou gaan doen, tree ons in diepe geloofsgemeenskap met die lewende Christus. Dis kosbare oomblikke, heilige oomblikke. En daarom sê ons formulier, verhef jou hart tot Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat jy die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat sy liggaam verbreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Julle hierdie wil gebruik en julle dit ook aansteek. Kom ons sing saam, lied 203, opskrif van hierdie lied is, loof die Here al wat lewe, ons het alle rede om die Here te loof en te dank, vers 1 en 2 van lied 203, en daarna kan u wat aan tafel sit weer terug beweeg. Amen.
Kom ons dank nou die Here. Ons barmhartige God en Vader, ons dankie dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig het. Ons dankie dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes, en dit uit U verterende liefde vir ons. Dankie Here vir die ware geloof, waardeur ons deel kry in die offer van U seun. Ons bid, laat deur die werking van die Heilige Gees hierdie verkondiging van die dood van ons Here, laat dit ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontwil. Amen. Ons liefdegawes, broeders en susters, vandag is vir die diakonale kas en vir die emeritaatsfonds. Jy kan dit by die deure afdra, jy kan dit elektronies inbetaal, soos wat u dit verkies. Die laaste lied wat ons gaan sing is Skrifberuiming 15:1, al 4 die verse. En let op, ons bid eintlik hier vir mekaar, om in hierdie volheid wat ons in Christus het, om dit te leef, te waardeer en daarin te bly. Skrifberuiming 15:1 vers 1, 2, 3 en 4. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.
Ons het net 2 afkondigings, broeders en susters. Nou, na die diens is daar lekker koffie, tee, ons gaan saam kuier. Daar's koekies, daar's brownies. Gaan geniet dit. Dit is die hele bedoeling dat ons lekker kan saam kuier. En mag ek op 'n ligte noot afsluit. Ek wil vir ons ouderlinge wat vanoggend nagmaal bedien het sê, baie goed gedoen. Ek sal, weet jy, Woensdag aand toe ons vergader het, dit was omtrent soos 'n spanpraatjie oor hoe dit ordelik mooi kan verloop. Dit laat my dink aan Rassie se spanpraatjie voor die Ierse wedstryd. Dit het gewerk, ons sê vir die ouderlinge, baie dankie en vreugdevolle dag vir u, hoor.